Hallo, my naam is Nicola Nel en ek is in graad 7 in Laerskool Jules Sand. Dit is 'n Dinsdagoggend en ek lê in my bed en scroll. Ek weet ek moet opstaan om reg te maak vir skool, maar net nog een Instagram video en nog een en hier pop populêre Patricia op. Kyk haar nuwe bind uitrusting en hoor wat ek sê. Nog 'n dag, nog 'n vroegoggend koud yoga klas saam Muxie. Koud yoga? Ek maak vinnig ChatGPT oop om te vra wat op aarde bok yoga is. Hy sê, jy oefen terwyl 'n bok jou hare kou. Nou het ek alles gehoor. Kom ek WhatsApp gou, my bestie om te hoor of sy dit al gedoen het. O jemmel, nou is ek heeltemal te laat vir skool. Voorsitter, as dit kom by skerm sal ons moet kies om weg te kyk. Kom ons saamit die deur in die huis en begin met Instagram. Die toe waar almal instantly perfek is. As jy daai mense so kyk, sien jy dat niemand sweet as hulle oefen nie. Daar bestaan nie iets soos 'n slegte haardag nie. En Pisces is iets van die verlede. Wel, op Instagram in elk geval, want jou speel sing 'n ander storie. Volgens die 23 Augustus 2024 artikel, die impak van sosiale media op tieners se gesondheid en welstand, op solidariteit.co.za deur navorsingsjoernalis Karen Welbeck. Vergelyk kinders op sosiale media hulself voortdurend met ander en dan begin hulle voel dat hulle nie meer goed genoeg is nie. Jy sien nie meer jouself raak nie. Jy sien net dat jy nie nuwe band leggings het nie en dat jy nog nooit met 'n bok geoefen het nie. Navorsings wys dat Instagram jou laat kyk na ander se hoogtepunte, totdat jy begin glo jou eie lewe is nie meer goed genoeg nie. So raak selfvertroue stilweg minder en hartseer groter. My ouma sê altyd, as jy te lank in die rook staan, ruik jy daarna. So of jy kyk weg, of jy staan in die rook, jou keuse. Maar, kom ons vra vir ChatGPT hoe om van 'n Insta-depra ontslae te raak. Of nee, daar is belangrike dinge wat nou moet aandag kry. Ek het nog een wiskundesom wat ek voor skool moes klaar kry. Chat sal kan help. Daar's geen huiswerk of leerwerk wat nie in 'n japtrap met hierdie toep se hulp gedoen kan word nie. In die 24 April 2025 artikel, is KI sleg vir ons kritiese denke? Op psychologytoday.com verduidelik die kenner in menslike gedrag, Alicia, dat oormatige afhanklikheid van KI-middels veroorsaak dat kinders minder van hul eie kritiese denkvaardighede gebruik maak. Wanneer die antwoorde so vinnig daar is, voel dit onnodig om te dink. Dieselfde waarskuwing word gegee in die 20 Mei 2023 artikel. Gaan ChatGPT ons dommer maak? Op marillamedia.co.za deur die opvoedkundige en KI-kundige Christel Cornelius. Die artikel wys dat KI mense stadig maar seker blind maak vir die feit dat hulle eie kritiese denkvaardighede agteruit gaan. As ons net geleer word om antwoorde te soek, vergeet ons vinnig dat ons eintlik moet verstaan. KI raak al hoe slimmer en ons raak al hoe dommer. En raai wat? Ons kies dit. Die derde toep wat ons almal kies om heeldag en aldag oop te maak, is natuurlik WhatsApp. Op jou foon lyk dit of jy nooit alleen is nie. Jy praat mos heeltyd met al die ander appies en hulle duimpies wys, hulle hou van al jou nuwe status updates. Maar eintlik weet niemand wat regtig aangaan nie. Almal praat net om te praat en reageer net om te reageer. Volgens die 10 April 2025 artikel oor digitale boodskappe op medium.com skryf die kommunikasiespesialis Fabio Marinda dat teksboodskappe geneig is om gesprekke oppervlakkig te maak en dat dit verhoudings se diepte laat afneem. En om alles te kroon, praat almal mos in prentjies. Mense tikbaar, maar die dag as die papa jou lewenswaard trek, kom jy agter, jy praat eintlik net met 'n skerm. Voorsitter, ons leef in 'n wêreld waar skerms ons aandag steel,
ons denke oorneem en ons laat glo dat ons verbind is, terwyl ons eintlik al hoe verder van onsself en mekaar wegdryf. Instagram beloof geluk, maar swaai onsekerheid. Kunsmatige intelligensie gee antwoorde, maar steur ons verstand. WhatsApp laat ons voel, ons het vriende, maar eintlik is ons stoksiel alleen. Nee, dames en here, dit kom neer op 'n eenvoudige keuse. Kies om jou oë oop te lig, jou brein te gebruik en jou hart oop te hou. Kies vinnig, kies nou, kies reg en kies om weg te kyk.